Pragtig, wat 'n voorreg vanmôre in sy teenwoordigheid, tot sy lof, tot sy ere, alleen te mag wees. Hy is en hy bly 'n werklikheid. Hy alleen is die Alfa, hy alleen is die Omega. Wat 'n voorreg om vanmôre in sy teenwoordigheid te wees en dan ook na sy stem vanmôre te mag luister, sy hart vanmôre te mag verstaan en sy hart vanmôre te mag ontvang. Is u dan nie vanmôre by Roepersfontein nie? U is in sy teenwoordigheid. U is nie hier om Roepersfontein te ontmoet nie, u is hier om die Skepper, die Alfa, die Omega, die grote ek is, die komende koning, hier te ontmoet, te loof, te eer en te prys. En nou begeer ek uit my hart uit vanmôre, dat elkeen van u 'n besonderse aanraking, 'n besonderse ontmoeting met hom self sal hê. En as daar enige kerkisme of tradisie is, dat dit sal breek vanmôre. En dat jy net met hom wat die werklikheid is, sal ervaar en sal belewe. Nou, ek gaan 'n baie bekende gedeelte vanmôre vir u lees, en ons gaan hieruit ontvang, soos wat hy vir ons gegee het, wel uit Handelinge 3, vanaf verse 1, en die tema van hierdie gedagte vanmôre, wat ek het. Wat ek het. Handelinge 3, vanaf verse 1. Kom ons lees saam. En vanaf vers 1 sê hy, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan, op die uur van die gebed, die 9de uur. Met ander woorde, plus minus, ons ken het nou al, 3 uur die middag. En dit is so interessant. Hulle gebedstyd, daai tyd was plus minus 3 uur in die middag. Interessant. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone poort genoem word, om 'n almoes te vra van wat in die tempel, van die wat in die tempel ingaan. Dis interessant, die behoeftiges weet, kerksmense het 'n mooi hart. So kom sit by die kerk se deur en almal gaan vir jou almoes gee. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. Luister nou mooi. En Petrus, saam met Johannes, het hom stip aangekyk. Met ander woorde, daar was passie by hulle. Fasting his eyes upon him, with John, said, look on us. Mooi, kyk na ons. Nou niemand kan dit sê, as jy nie in jou binneste weet wie en wat jy is nie. Jy moet 'n absolute sekerheid hê van substansie, voor jy sommer net so iets kan sê. Met ander woorde, jy weet wat jy weet, en nou weet jy ook, wat gaan jy sê, en wat gaan jy doen? Kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou. Hoor nou mooi. In die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Hoor mooi wat sê die 6de vers. Maar Peter sê, silver and gold have I none, but such as I have, die oorspronklike sê, the same.
I have give I thee, in the name of Yeshua of Nazareth, rise up and walk. Ek herhaal die oorspronklike sê, the same. Bere dit mooi, net in jou gees. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en hy rig hom op en onmiddellik is sy voete en sy enkels sterk geword. En hy het opgespring, gestaan, rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Dis mooi. Met ander woorde, nie soos in baie ander gevalle wat ons lees in 'n verwarring gewees nie. Nee, daar was by hom 'n nugtere oortuiging. God het 'n werk in my liggaam gedoen. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. Met ander woorde, hy skaam hom nie. En hulle het hom herken dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. En toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargang van Salomo, wat Salomo sin genoem word. Hoor nou mooi. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Hoor nou mooi. Of waarom kyk julle na ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsvrug beteken heilige lewe, bevrug het dat hy loop. Krisis belangrik wat hulle nou hier sê. Met ander woorde, moenie ons die eer gee nie. Dis nie deur ons krag nie. Dis baie belangrik wat hy sê, en ek wil hê jy moet dit in jou hart bære, sodat jy in die tyd waarin ons lewe baie mooi altyd sal waarneem, waar jy sien wonderwerke en goed plaasvind. Baie, baie belangrik. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Yeshua verheerlik, hom wat julle oorgelewer het en voor Paulus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle het die heilige regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. Israeliete. Godsdiens. Hoor mooi. Godsdiens het hom gedood. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom, hoor mooi, uit die dode opgewek, waarvan ons getuienis is. Petrus sê dit nou vir hulle. Hoor wat sê vers 15. Jy moet hier mooi in jou gees nou hoor. En deur die geloof in sy naam, het sy naam, hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. En nou krisis belangrik, hier is verskriklik belangrik. En die geloof wat deur hom is. Hoor mooi, die geloof wat deur hom is, ek sal net nou baie meer hieroor sê, het hom hierdie volkome gesondheid gegee,
in die teenwoordigheid van julle almal. So hier verduidelik hulle presies die rede. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Met ander woorde, hy sê vir hulle, in onkunde het julle nie geglo is die Messias nie. Ek luister nou hierdie song wat nou net gespeel is, Messiah, the Messiah. Dit beteken nog by die Jode, die koning wat nog gebore moet word, dis wat dit beteken. Ek neem aan die krag is nou af in Kriel. Raak kalm, ek gaan probeer verder lees vir julle. Hulle los hulle sal die klank mooi hanteer en die goed reg doen. Met ander woorde, julle het dit in 'n onwetendheid gedoen, net soos julle owerste. Hoor nou mooi wat verduidelik hier. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete. Wow. Ja, wees versigtig, gee net 'n rukkie kans. Dis heeltemal reg. Dis heeltemal reg. Julle kan my dan nog hoor, nê? Ja. En ek kan sien. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete dat Jahweh sou lei. Kom dan tot inkeer. Hoor nou mooi. En bekeer julle. Met ander woorde, soos hy in die Tessalonisense sê, dat God het die tye van onkunde oorgesien. Maar hy verkondig nou aan almal om tot bekering, tot inkeer te kom. Met ander woorde, daar's 'n tydperk, jy moet nou mooi luister, 'n tydperk vanweë onkunde, waar God jou onkunde oorsien. Halleluja. Maar die opregtheid van jou hart seën hy. Dit beteken egter nie as ek geseënd is, ek doen net reg nie. Nee, hy's barmhartig oor my onkunde. Maar as jy wanneer die onkunde verbygegaan het, wat beteken dit? Met ander woorde, wanneer ek julle openbaring gegee het, en dat dit nou aan die lig gekom het, dankie, aan die lig gekom het, daarom verwag ek nou, dat julle moet breek, met die onkunde. Kry nou klaar, met wat ek verdra het, waaroor ek lankmoedig was. Want as jy nou daaraan vashou, hou jy aan 'n godsdienst of 'n tradisie vas. Ja. Jy vat nie die openbaring, die raad, die kennis of die insig nie. En dit antwoord 'n legio van vrae oor die verlede. U en ek moet hierdie ding mooi verstaan. Toe hy mooi bedien vanmôre in die bidkamer, en Magda het dit ook genoem. Hy sê in Openbaring 3:20, hier vir die laaste tydperk gemeente sê, ek staan by die deur en ek klop. Hy wie my stem hoor en oopmaak. Met ander woorde, jou gees change. Ek sal inkom. Met ander woorde, nou gaan ek alle onkunde uit die pad uitdruk. Met ander woorde, ons leef nou in die tyd waar hy klop. Hoe klop hy? Hy klop met openbarings wat kom. En as jy oopmaak, gaan ek inkom. Met ander woorde, ek gaan myself aan jou openbaar. Ek gaan nou vir jou kennis, 'n raad en 'n insig gee wat jy voorheen nog nie gehad het nie.
En op grond daarvan, as jy dit eet en drink, as jy dit doen, sal jy saam met my sit. Yes. Maar indien jy dit nie doen nie, kan jy nie saam met my sit nie. Ja. En dis nou presies wat Petrus en Johannes vir die klomp Israeliete hier verduidelik. Hy sê, kom dan tot inkeer, bekeer julle, hoor nou mooi, sodat julle sondes, met ander woorde, jy moet nou verstaan, onkunde lei tot sondige optredes. Ja. Waarheid. Uitgewis kan word. En tye van verkwikking van julle aangesig van ja mag kom. Met ander woorde, wederbaring. Ja. So eintlik wat hy hier vir hulle sê, nou moet jy mooi luister, jy weet nou wat het verder daar gebeur. Hy sê eintlik vir hulle, sodat julle gesigte van weer inborsveranderings, openbarings, ook julle van enige toestand kan sê, check my. Ja. Waarheid. Halleluja. Met ander woorde, die vyand of die krisis of die situasie manipuleer my nie. Ja. Maar vanweer openbaring sê ek vir die krisis, sê ek vir die probleem, kyk my in die oë. Hy wie in my is, hy wie in my is groter as hy wie daar buite is. Wie wil hom net dankie sê. Paulus kom met 'n mooi ding. Paulus sê, as u vir my is. Luister mooi, en as ek weet, hy's vir my, gee ek nie om, wat 'n krepelprobleem sit voor my nie. Ek ervaar 'n vars heerlikheid wat nou net hier neerdaal. Ek praat nou van 'n heerlikheid wat in my gees inspreek, wat sê ongeag jou krepelprobleem vandag, ongeag wat jy noem jou krepelprobleem, hy is in staat. En wil ek dit nou losmaak oor elkeen wat jou krepelprobleem nou besef of ervaar. Krepelprobleem wyk in die naam Yahweh Rafa. En ek maak elke siel tot sy lof, tot sy ere nou gesond, los, vry. En ek verklaar heilige oorwinning. En elkeen wat het ontvang, gee hom 'n lofoffer. Is nie Nico wat het doen nie, maar is die koning van die konings. Hy is die Alpha, hy is die Omega. Halleluja, 'n loflied, 'n eer, 'n prys, 'n handeklap, halleluja, sodat elkeen weet, ek het 'n probleem gehad, maar hy het dit vanmôre vir my opgelos. Prys. En hy mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Yahweh, hom wat in die hemel ontvang, hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye, hoor nou mooi, van die wederoprigting van alle dinge. Wow. Waarvan God van ouds af gespreek het, deur die mond van al sy profete. Want Moses het tot die vaders gespreek. Ek lees so 'n bietjie verder, moenie omgee nie. Die Here, julle God, sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is. Na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle
sal spreek, en elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. Verskriklik. En ook al die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. En julle is kinders van die profete, van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het, nadat hy sy kind Jafasjoa opgewek het, hom eers vir julle gestuur, om julle te seën, deur elkeen van sy booshede te bekeer. Geliefdes, ek wil iemand een ding hier met die situasie, laat my toe om net gou die situasie te skep. Dit is nou plus minus 'n dag of 2, na die heel eerste belewenis van die doping van die Heilige Gees. 'n dag 2 of 3 terug, het hierdie Johannes en hierdie Petrus totaal ander individue gewees. Want Jafasjoa het vir hulle gesê, net voor hy opgevaar het, 40 dae terug, het hy vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle gaan aangedoen word met krag, hoor nou mooi, uit die hoogte. Met ander woorde, vanaf die Vader. Krag. Met ander woorde, julle gaan goddelike insig, julle gaan goddelike raad, julle gaan goddelike kennis kry, wat julle voorheen nie gehad het nie. Net 'n paar dae tevore wil hulle vir hom vra oor die koninkryk, en hy sê vir hulle, dit kom julle nie nou toe met tye en die geleenthede te weet, wat deur die Vader bepaal is nie, maar wanneer die Heilige Gees oor julle gaan kom, halleluja, met ander woorde, hy sê eintlik vir hulle, in die oppersaal waar julle gaan wag, gaan die Vader aan julle openbaar. Nou wil ek nog ietsie duidelik maak, dat u vreeslik mooi gaan snap. Jafasjoa self leer in Johannes 14 en 15 en 16, dat hy die Vader gaan bid, dat hy die trooster, naamlik die Heilige Gees gaan stuur. Met ander woorde, Jafasjoa, hoor mooi, sy hart sê, Pa, u en ek kan die dunamis, heilige krag, heilige inspraak, nie meer net in die hemel hou nie. Pa, dis tyd, maak los jou gedagtes, Pa, maak los jou begeertes, Pa. Wie hoor wat ek sê? En ek gaan my Pa vra, en hy gaan hierdie trooster, hierdie Heilige Gees inspraak, gaan ek hom vra, terwyl julle in Jerusalem wag. Gaan ek my Pa vra, maak jou salwing oor hulle los. Maak jou heerlikheid oor hulle los. En gee vir hulle ook die verborgenhede, wat net u en ek in die hemel het, sodat die verborgenhede ook hier op aarde geopenbaar kan word, en hulle nie meer langer moeg en te troffen nie, maar dat hulle kan vir 'n krepele in die oog kan kyk, dat hulle kan doen wat ek gedoen het, en dat hulle selfs meer kan doen as wat ek, wees dankbaar vanmôre vir hierdie gebed van die seën. Ons kan nie meer vir ons alles hier in die hemel hou nie. Kom, maak los op elkeen wat glo. Halleluja. Elkeen wat 'n honger het, elkeen wat 'n dors het, stort uit, en dis nou presies
wat hier gebeur, hier kom Johannes, hier kom Petrus, en hulle het so 'n dag of wat terug, of dalk 'n paar uur terug, hierdie ondervinding gehad. Nou, is dit nie meer Petrus, die een wat vol vrees en benoudheid en skaamheid is. Dis 'n totale ander Petrus. Die onbeperktheid, die menslike onbeperktheid is van hom al weggevat. Die uitstorting van die Gees, die uitstorting van die Vaderhart het op hom en op Johannes en op almal wat in die oppersaal was, het dit bonatuurlik plaasgevind. Dan wil ek gou terugvat. 2000 jaar voor dit plus minus. Kry Moses se ondervinding. En hy is in hierdie selfde heerlikheid. En terwyl hy menslik natuurlik redeneer, ek kan nie, ek stotter, ek is die geringste en kry bonatuurlike inspraak, bonatuurlike krag, bonatuurlike wysheid, en dit bevrug hom tot so 'n mate dat hy besef, ek kan nie langer terugredeneer nie. Ek moet luister wat ek hoor. En hy begin glo wat hy hoor. Maar hy vra net 'n vorm van substansie of 'n vorm van borg, garantie. En hy sê, ag sê net dan vir my, wat sal ek vir die krepele sê? Wie het my gestuur? En ons weet Jaffa antwoord hom. Hy sê, gaan sê, ek is. Wat ek is, het jou gestuur. Halleluja. Nou terug. Hierdie ondervinding van Johannes en Petrus, hierdie inspraak in hulle gees, het presies in hulle binneste geopenbaar, dat hulle twee weet presies wie is ons. Amen. Halleluja. En wat is ons? Halleluja. Vanweë hierdie Heilige Gees uitstorting, hierdie dunamis krag. En laat my toe vanmôre om u almal hier te motiveer. En vanmôre kan ek in my binneste roem. Ek roem, hierdie is my behoud. Hierdie is die rede dat Nico aangaan. Hier is die rede dat Nico moet hou. Wat is dit, pastoor? Dit is die invulling. Die invulling. Die vervulling en die doping van sy Heilige Gees. Kom ek sê nou vanmôre vir julle almal reguit, vat die Heilige Gees van Nico Koetsela weg en jy sal jou skaam vir my. Dan is ek 'n zero, dan is ek niks. Maar vanmôre is ek hier en gister en eergister was ek en môre oormôre gaan dit wees as gevolg van die uitstorting en die instorting en die vervulling van sy Gees. En wil ek u vanmôre maksimaal bemoedig. Dis krisis belangrik dat jy elke dag Heilige Gees moet lewe. Dat jy gevul moet word, gehervul moet word. Dat jy as jy kan dit regkry, ook jou tale praat. Wat moet ek vanmôre vir jou sê? En bly nie by die eerste dialek nie. Want laat die dialekte meer en meer word. Want hoe meer dialekte jy deur sy Gees ontvang, hoe meer rehalings van bonatuurlike wysheid, insig. Daar gaan seker nie 'n dag in my lewe verby wat ek nie tale praat nie. En onmoontlik vir my om net een
gebed net een kontak met hom te hê, sonder tale. Maar julle gees, is daar, pastoor, waarom, hoekom? Die oomblik, as my gees voor hom kom, dan buig ek dadelik in 'n groot almag. En ek besef die onbeperktheid van hom. Die onbeperktheid sê vir my, koestertjie, jy's niks, maar die gees binne jou is 'n werklikheid. Daarom sal ek dadelik dan oorgaan tale. En ek skaam my nie oor my taal nie. Ek skaam my nie oor my dialekte nie. En met 'n wysheid kan ek sê, ebende, reskoro, isabatahata, lemam dukuskibere, siyashubu yebendo. En hoe moeilik is dit vir my om nou te stop. Want elke oomblik as ek daaraan oorgee, word my gees in 'n verrukking. En ek beleef die bonatuurlike en die goddelike. Ek bemoedig u vanmôre, leef Heilige Gees, môre, middag en aand. As ek so ver mag gaan, dis een ding om met die verstand te lees en met die verstand te verstaan. Nou moet ek jou waarsku en jy weet, ek kan nie met my stry want jy het dit al klaar geondervind. Maar die verstand lees en die verstand verstaan bring my tot baie vrae uit hierdie selfe woord. Maar die oomblik as sy gees 'n bevrugting gee, luister mooi, dan is dit nie intellek nie, dan is dit dunamis, dan is dit bonatuurlik. Dan snap jy, dan verstaan jy, dan sien jy, en jy kan dit iets aktiveer wat die natuurlike mens, die normale fisiese mens nie in staat is om te doen nie. O daarom wil ek soos 'n Dawid uitsoek, neem u gees nooit van my weg nie, maar môre, maar middag, maar aand, wil ek deur u Heilige Gees gedrewe wees en vorder van heerlikheid tot heerlikheid. Hierdie dunamis belewenis binne in Johannes, binne in Petrus, 3 uur die middag terug tempel toe. Want jy sien die Heilige Gees los 'n passie. Kan ek dit maar sê? Ek kan nie te veel kerk nie. Dit los 'n passie. Ek kan nie te veel bid nie. Dit los 'n passie. Ek kan nie te veel hoor nie. Ek kan nie te veel verstaan nie. Nee. Dit gee 'n visie. Dit gee 'n ywer. I want more. And I want more. En ek wil meer. En ek wil meer. En ek wil weer. En nou kom hulle hier aan. En hier sit die krepele, die behoeftige. En soos ek net nog gesê het, baie slim, gaan sit by die kerk. Daai mense het 'n liefde. Hulle het 'n nederigheid. Hulle het 'n hart. Hulle help. Gaan sit daar. Daar gaan jy almoes kry. Die wêreld kan net aan hulle self, want gesit by die kerksmense. Gaan vir jou hulp gee. Gaan vir jou raad gee. En die skrif sê, hy het daar gesit met die verwagting. Gee my almoes. En hieruit kan ek en jy aflei, hy was nie 'n kind van Joshua nie. Want luister mooi, iemand wat wel 'n behoefte het, maar hy sy kind gaan nie buite bly nie. Hy gaan binnekom. Waarom? Want hy weet binne word die waters geroer. Binne antwoord God, voorsien God, onderneem.
Maar nou kyk hy en hy het 'n verwagting na hulle. En hier kom hulle en hulle sien dit. En vanweer die uitstorting, vanweer die bevrugting van die Heilige Gees, wat het dunamis krag in hulle losgemaak het, en hulle nie meer dieselfde is nie, gooi hulle nie hierdie keer 'n almoes nie. Die gewoonte gee 'n almoes, maar vanweer die Heilige Gees, vanweer die openbaring, jy moet nou mooi luister, vanweer die openbaring, van wie hy werklik is. Vanweer die openbaring, wat het hy vir my gegee? Wat het hy vir my gedoen? Vanweer die openbaring, ek en Johannes, ons weet wat ons is, ons weet wie ons is. Halleluja. En ewe skielik eergister, het ons nog niks gehad nie, was maar beangst, was maar bevrees, was maar bevange, maar daai dae is verby. Halleluja. Ons staan in sy krag, ons staan in sy heerlikheid, ons staan in sy guns, ons staan in sy raad. Nou kyk hulle om en hulle sê, Petrus sê vir hom, kyk na ons. Look on us. En soos ek net nog gesê, jy kan dit net sê, as jy weet wat het jy. Wat kan jy doen? En nou sê hulle vir hom, silwer en goud het ons nie. Met ander woorde, dit wat jy wil hê, het ons nie. Want dit wat jy wil hê en wat jou behoefte is, verskil. Hy sê, maar, wil jy my sê maar, wat ek het. Nou my mooi luister, nou gaan hy in vers 15, vertel ek vir al die Israeliete al, hy sê, ons is lewende getuie, dat Jahshua gesterwe het, vir ons sondes, vir ons ongeregtighede, maar, dat die Vader, hom weer uit die dode, uit opgewek het. Nou my mooi luister, nou sê Petrus, ons is absolute lewendige getuienisse daarvan. Ons het gesien, hulle kruisig hom, maar ons het gesien, hoe die Vader hom uit die dood uit opgewek het. Met ander woorde, ons geloof is dat by hom alle dinge moontlik is. Dat alle mag, alle gesag aan hom behoort. Ons siening en ons oortuigings is, nou moet jy mooi luister, dat hy die prys volmaak gebetaal het. Hoekom sê hy dit? Want, luister mooi, as indien Jahshua in een opsig nie reg was nie, sou die Vader hom nooit opgewek het. Maar omdat hy volmaak, die volmaak beteken hier, dat geen ding by hom onmoontlik is nie. En daar is niks wat hy nie kan doen nie. Dit is ons siening, dit is ons geloof, wat hy het volkome hierdie goed vir ons gesê, en net soos hy dit gesê het, so het hy dit gedoen. Hoor nou mooi, sê weer maar, wat ons het, the same, hallelujah, unto you, I will give. Met ander woorde, dieselfde
luister. Dieselfde openbaring, Ja. dieselfde oortuiging, dieselfde siening, wat ons gister of eergister in die oppersaal gekry het. Ja. Daardie ondervinding maak ek vanmôre hier oor jou. Terwyl ek vanmôre in afsondering is en ek in diep gesprek met God is, oor ek hoe vra hy vir my, sal jy? En eers is ek benoud, want ek ken mense se skeptisie, en ek weet hoe maklik kan mense goed uit verband uittrek. Maar ek hoor hoe sê hy vir my, sal jy? Ek sê ja. Elke een wat honger en wat dors, laat jou openbaring my welgevallig wees. Laat elkeen wie dit oopmaak daarvoor, want jy sien nie almal is oop vir openbaring nie. Die meeste is bang daarvoor, want dan moet hulle te veel aanpas. Dan moet hulle veel tradisie los. Te veel kerkisme moet gelos word. Soos wil nie te veel openbaring kry nie. Maar jy, wat vanmôre sê, spreek. Hou jou hand in die lug as 'n teken. Ek maak my gees nou oop vir u openbaring. Laat dit nou 'n dubbele mate, as wat Nico het, maar 'n dubbele mate oor julle elkeen kom, en van elkeen van julle op 'n dubbele masabarabando. Hy het my 'n belofte gegee. Hy het gesê, Nico, as jy dit doen, gaan jy binnekort hoor en sien hoe ek hulle gaan bevrug en hoe ek hulle inspraak gaan gee. En Nico, jy gaan hoor die openbarings wat jou mense wat vanmôre ontvang en wat vanmôre hier sit en dit gaan gee en dit gaan lewer. Nico, dan gee jy my die lof, dan gee jy my die eer, want is ek wat ek is, wat oor elkeen sal maak wat hulle is. Of wie wil om 'n lofprys, om 'n dank, om 'n eer. Hy alleen werd hierdie pryse. Met ander woorde, nou gaan hy verder. Hy sê, die geloof in sy naam, kragtig. Weet jy, hoe kan jy nog teen dit stry nie? En as jy die naam, nou borduur ek, het vir my en Petrus in die oppersaal oopgegaan. En nie net daar gebly nie. Nou gaan ek daar die meer belangriker toe. Hy sê dit hier baie mooi, ek gaan dit vir jou lees. Hy sê, want julle sien ek ken sterk gemaak. Hoor mooi, hier is die derde een. Die geloof wat deur hom is. Krisis belangrik. Met ander woorde, dit wat in die oppersaal ons gebevrug was, en dit wat ons deur die Heilige Gees geontvang het, ons gee daai selfe openbaring nou vir jou. Want verder het ons niks in onsself nie. Maar wat ons het ons van hom. Het ons van hom gekry. Met ander woorde, ons vat ons belewenis, ons vat ons oortuigings, en as ek so ver kan gaan, ons vat ons salwing, en ons kom gee dit nou vir jou. En die skrif sê,
onmiddellik het knieë en enkels, halleluja, sterk. So die kriepelprobleem was net by die knieë en by die enkels, maar wie weet net Jaffa weet dit. En daarom kon hulle sê, wat ons van hom belewe het, gee ons nou vir jou. Nou kom die vraag vanmorgen, ek en jy kan net gee wat ons het. Nou kom die vraag, wat het ek en jy? Want wat ek en jy het, kan net gee tot 'n mate wat die behoefte is. Nou moet jy mooi hoor, gaan dit nou gou duidelik maak. Hoor nou mooi, wat sê hy vir hulle? Hy sê, waarom kyk julle ons so aan? Asof ons deur ons eie krag of heiligmaking bewerk het dat hy loop. Met ander woorde, hy slag godsdienst. Ja. En nou is hierdie nie kritiserend nie, dis vir ons almal, vir my en vir Nico. Ek en jy kan baie dink van wie my heilige lewe moet A, B en C gebeur. Van wie my toewyding. Dis mooi, dis pragtig, maar daar lê nie die antwoord nie. Hier sê Petrus dit. Dis nie die antwoord. Waarin lê die antwoord? In die oppersaal. In die Heilige Gees. Mag sy Gees julle elkeen vul en hervul soos nog nooit. Want wat is sy Heilige Gees? Dis sy wil. Dis sy begeerte. Dis sy guns. Dis sy krag. En luister mooi, my lewe wat mooi en skoon is, en pragtig en reg, en hoe mooi indrukwekkend ook al, kan net mooi nog niks openbaring hê nie. Besef vanmorgen dan, geen openbaring, geen krag. Geen openbaring, geen wederbaring. Wederbaring kan net plaasvind deur openbaring. So, ek kan nie eers die deur oopmaak as my gees nie snap die openbaring, hy's besig om by my te klop nie. As ek dit kan prakties maak, hierdie jaar is niet, hy is kort, die 5de maand het nou net begin, en die eerste 4 maande, by elke diensuur het hy geklop, en hulle wat gehoor het geantwoord, maar daar is hulle, wat nie die klop geverstaan het nie. Daarom is die deur nie oop nie, en daarom is daar nie openbaring, en bevrugting nie. En daarom regeer die krepele oor die kind van God. Maar wanneer die geklop gehoor was, oopgemaak was, het hy ingekom, het hy geopenbaar, dan het ek sekuriteit, ek het 'n insig, ek het 'n raad, ek het 'n leiding, ek gee nie om wie draai teen my en wat draai teen my en wat van my aan nie, ek weet net dat ek weet, ek het van hom gehoor, hy het gebevrug, hy het my aangeraak en elkeen wat so hoor en so glo, geen hel kan teen jou staan nie, geen hel kan jou ondergaan nie, want sy salwing, hoor mooi, sy salwing is sy inspraak, dit breek elke juk, en dit gee verlossing, dit gee vrymaking, dit gee heerlikheid, en dan sê hy, die naam het vir my oopgegaan. En dan gaan hy na die meer belangrike toe, ek het toestemming om hier oor te praat. Hy sê, die geloof, deur hom, het ook vir my oopgegaan. Vers 16. Nou moet ons hier verstaan, dit beteken
beteken nou nie my en jou geloof nie. Dit beteken Yahshua. Ja. Sy geloof. Ja. Pastoor, wat is sy geloof? Kom, ek gaan gou 'n demo gee. Hierdie Petrus is so wankerig as wat kan kom. By die disciples sê hy nee, ons sal saam met u tot deur die dood gaan. As hy by die disciples weg is en hy is by die ander werksmense sê nee, ek ken hom nie, ek weet nie wie sy nie. In die kerk hulle halleluja, by die wêreld syp en drink hulle saam met hulle. Petrus was dit. Maar Yahshua kry hom in die hande. Hy sê, ek bid vir jou. Eendag, as jy bekeerd is. Oh, met ander woorde, Yahshua plaas sy geloof vroegtydig binne in Petrus. Hoor mooi, Petrus, ek gaan my pa vra. Ons hou nie meer die heilige gedagtes daar nie. Ons gaan dit losmaak. En in die oppersaal gaan daai gedagtes oor jou kom. En Petrus, ek glo. Dis hoe Yahshua wat praat. Ek glo. Dis hy wat praat. Ek glo, wanneer jy hierdie openbaring gaan kry, gaan jy nie langer skaam wees nie. Jy gaan nie langer dieselfde persoon wees nie. Maar ek glo as jy daar uitkom, gaan jy die evangelie verkondig. Skaamteloos, hoofstuk 2. En deur jou prediking gaan ek 3000 mense red. Lees dit self. En ek glo, Yahshua glo Petrus, vanweer hy ontmoeting, vanweer die Heilige Gees belewenis, as jy by die krepelman kom, gaan jy nie net sommer gou iets gooi en verbyloop nie, jy gaan sê, wie hoor, wie verstaan, vanweer my ontmoeting, met ander woorde, Petrus sê, vanweer sy geloof in my. Nou sê, ek glo op grond van sy geloof in my. Want in die oppersaal het die Heilige Gees my bevrug. Wat is my bedieninge? Wat is my roeping? En krepelikie, een van my bedieninge is om alles wat ek by hom gekry het, nie vir myself te hou nie. Maar vir julle. Laat my toe. Geen openbaring wat Nico Koetser gekry het, wil hy vir homself hou nie. Maar gee ek vir julle. 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 En ek vra, dat het 7 maal sal vermenigvuldig, dat sy krag sal toeloop en toeneem, en dat julle sal jubel, dat julle sal juig, en dat julle aan hom die lof, en julle saam sal sê, dis hy, die koning van die konings, wat my gesond gemaak het, en nie Nico Koetser nie, dis sy Heilige Gees, wat my wie verlang vanmorgen, kom oor step op wie wil staan, en sê bevrug my, maximaal, daarom is Heilige Gees ondervinding so belangrik, dat ek en jy mag hoor, en dan krisis belangrik, ek moet nie net hoor en niks doen nie, ek rig my lewe daar volgens. En ja, dit is dalk swaar in die begin, dit is dalk moeilik in die begin, maar dit begin by 'n begin. Ek en jy moet net begin. En dit gaan nie oor hoe vinnig nie, dit gaan oor, jy het gebegin. En omdat jy gebegin het, is hy lankmoedig, is hy regverdig,
is hy genadig om jou aan die hand te vat en te sê, ek het jou gesien, laat toe dat ek jou nou lei, laat toe dat ek jou nou bevrug, van die een openbaring, van die een hoogte, van die een heerlikheid na die ander. Elke wat vanmôre sê, kom o Skepper Gees, steek jou hande hemelwaarts, kom o Skepper Gees, bevrug, ek wil die rema woord hê, ek wil die rema waarheid hê, ek wil die krag in my losmaak, ek feier om net almoese te gee, wat u my gee, dat maak ek los, oor my gesin, en oor my medemense, en oor hierdie dorp, en oor my dorp, laat het bekend wees, die God van hemel en aarde, is geactiveer, hy manifesteer, hy openbaar sy krag, hy openbaar sy guns, sy heerlikheid, halleluja! Halleluja! Ag, ek weet ons vra dit baie, maar is ongepas, maar ek vra in besonder, omdat ons vanmôre 'n paar goed besef, hy het onkunde oorgesien, die vernaamste, maar 'n Heilige Gees ontmoeting, 'n guns, 'n genade, en die krag, die wonder, wil u hom nie 'n behoorlike, 'n groot geraas, 'n groot dankbaarheid, 'n groot pryse, 'n groot lof, 'n groot ere, o halleluja, o halleluja, halleluja, aan die ewige ja, heilige ja, bonatuurlike Ruach, bonatuurlike Rafa, bonatuurlik El Shaddai, halleluja, 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 aan u, prys, sy wondernaam, wat 'n voorreg, om nou na sy tafel toe te kan gaan. Nie uit gewoonte nie. Luister mooi, maar vanmôre gaan ons almal, ek eet 'n vars ontmoeting. U gee vandag vir my die volheid van u hart binne in my. U verlang dit. U begeer dit. Hou jou gees baie opreg. Ek gaan na die tafel toe. Ek neem, eet en drink. U volheid vir my. U geloof vir my. U opgewondenheid oor my. Ek gaan doen wat my roeping is. Ek gaan doen wat my bediening is. Ek gaan doen waartoe u my geroep het. Dan gaan nie, is nie Roepersfontein se tafel nie, dis sy tafel. So elkeen, enige een wat dit glo, gaan vat dit vanmôre. Eet dit vanmôre. En drink dit vanmôre. Ag, mag ek u vra om te staan? Ek wil graag net vir u iets lees. Dat jy met jou gees vanmôre, die gees het so gewerk vanmôre, en ek dink persoonlik elkeen van ons besef vanmôre, nie van u nie, maar ek besef vanmôre, dat ons nie een oomblik, wanneer die gees praat, wanneer die gees openbaar, werklik ons volle aandag kan gee. Hoor net wat ek vir u sê vanmôre. En ons gees en ons siel. Ja, vir so sê self. Hy sê, want ek het uit die hemel neergedaal. Nie om my wil te doen nie. Maar die wil van hom, Jahwe, wat my gestuur het. En hoor wat sê, hy sê, en dit is die wil van my Vader, wat my gestuur het, dat al hy, wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom, wat my gestuur het, dat elkeen wat in die seun aanskou, en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Halleluja.
Mag dit vir u vanmôre 'n betekenis hê in jou gees. Mag dit vanmôre werklik 'n rema wees in jou gees. Ek wil net graag bid. Vader, ek loof u vir elke openbaring. Ek loof u vir elke inspraak. Ek loof u vir elke bevrugting. En ek bid dit vanmôre dat elke een van ons wat vanmôre gehoor het wat die Gees van Jahwe sê, dat elke een van ons vanmôre die erns, die werklike bonatuurlike erns sal besef die uur, die tyd waarin ons is, sodat ons alles wat u gee sal koester, dat ons daaraan Vader sal vaskleef, dat ons onsself daarmee sal beklee, dat ons gees, ons siel en ons liggame, Vader, daarmee gevoed sal word, sodat ons deel kan hê aan u, Jahwe, deel kan hê aan u, in gees, in siel en in liggaam, dat u elke een vanmôre, afsonderlik vanmôre, besonders vanmôre sal seën, en dat die gees wat lewe is, die krag van Jahwe so binne in elke mens, en elkeen se gees, siel en liggaam, elke een lewendig hou, Vader, tot by die wederkoms, totdat u ons kom haal. Ons sê vir u dankie daarvoor en word u geseën in die wonderlike naam bo elke ander naam, die naam van Jahwe. Laat dit so wees oor elke een. U is geseënd. Baie dankie.